Vandag kuier ons met 'n man wat nie net 'n kunstenaar is nie, maar ook 'n groot deel is van die Spoorfees. Mario Lategan en wat nou ook onlangs en haar naam Suzan Eisel. Ekskuus tog Suzan, jammer as ek jou naam so opbreek. En julle is by die ekskuus tog en Jacobus Silver en Matthys Roos, julle is deel van die Spoorfees. En wat beteken hierdie geleentheid vir jou as mens om deel te wees van hierdie Spoorfees en wat beteken dit ook vir die dorp om deel te wees? Mario, welkom. Baie dankie John, ek weer lekker om saam met jou te kuier so vroeg in die oggend. Yes, daarom eerste koppie koffie in. Nee. Ja. Hy moet. Gepraat van koffie, daar by die Spoorfees is daar nou 'n koffie tasting, twee koffie tastings met Jacobus Silver. En dis by die Jan Groentjie. Die Spoorfees, wat dit vir my beteken om deel te wees van dit, is ek is so bly daar gebeur goed in ons onmiddellike platteland omgewing. Mense dink altyd hier in Bloemfontein hier gaan niks aan nie en wat. Hierso is klein dorpies reg rondom ons stad. Soos vir 'n Smit wat 'n uur se ry van hier af is. So jy kan vir die dag deur gaan soontoe en jy kan daarso gaan kuier. En dit voel vir jou, dis regtig dit is Karoo. Hulle noem dit die skyn Karoo. 3 biosfere wat daarso bymekaar kom. Noord-Kaap, Vrystaat en Karoo. Karoo, dis reg. So en 'n baie interessante geskiedenis van die dorpie as jy bietjie daar is en lekker mense. Vir my altyd in my lewe lekker mense. Ek hou van lekker mense. Daar is wonderlike mense wat in daai dorp bly. Dis so 'n lekker atmosfeer en as jy daar van Jagersfontein se kant af inry, sit dit asof so stilte oor jou gaan en jy ry in hierdie dorpie in wat so mooi en so skoon is en so ryk aan geskiedenis met hierdie treinspoor, hierdie spore wat daar lê reg in die middel van die dorp deur. Dis iets besonders. Ek dink is een van 3 in die wêreld. Ja. Wat dit is. So en net vir ons kykers om 'n bietjie te verstaan. Ons almal was nou al in Clarence gewees en ons weet dit is half 'n bestemming om te gaan, maar so ook is Forest Smith ook 'n bestemming om te gaan. Dit is 'n volgende Clarence as ek dit so mag stel. Ek hoop so, ek glo so. Kyk met sy eie karakter. Jy kan dit nie vergelyk. Daar is nie die berge en die dinge wat daar by Clarence is nie. Maar die Karoo lewe daar. Daai Karoo gevoel, die stofstrate, mooi koppies, mooi omgewing. Dis reg. Dis regtig is lieflik. En dan soos ek jou sê, die lekker mense en mense soos Jacobus en Lizzie wat ander mense aansteek om dinge te doen. As iemand net begin, dan steek dit 'n ander ou aan om ook te begin en ook te begin. Kom ons maak ook ons tuin mooi. Kom ons maak ook ons huis mooi. Dit is nou wat besig is om te gebeur. En staproetes en dinge. Ek volg so vir Lizzie op haar WhatsApp status waar hulle daarso by die Karoo Theaterhuis of is dit nou Karoo Huis Theater, ekskuus tog, besig is om nooit te maak en werklik waar wow, dis prentjie mooi. Maar dis ook nie net te sê dat dit 'n Spoorfees nie is, daar word 'n kombinasie ding ook gedoen waar dit die dorp se reunie is en is ook skoolreunie. So dit word ook so by die onthou mekaar braai by mekaar gegooi. Ja. Almal kom by mekaar, almal is welkom. Dis regtig hierdie lekker plattelandse gevoel. En kyk, daai stadsaal is iets besonders en hulle het hom so mooi reggemaak. En dit voel regtig of jy in hierdie old world charm instap as jy daar so is. Hierdie ou gebou met die koepel en daai houtvloere, daai reuk. Hy maak tog so 'n kraakgeluidjie. Ja, sulke mooi, sulke rooierige hout. Dit lyk half soos 'n Rhodesian teak tipe van 'n hout. So dis daai richness. Jy kry lekker daai plattelandse gevoou. Dis reg. En dit is so lekker. En Jacobus het vir my beloof hy het klaar die meel gaan koop om op die vloer te gooi. So Jacobus, dis nou uit daar ou. Jy moet die meel op die vloer hê. Dis nou so. Ek sê daar gaan lekker gedans word hoor. Jy en jou eie hoedanigheid is betrokke met die wynproe. En dit dan nou gesê, hoe is die wynproe vir jou? Wat kan die mense verwag? Wat is daar wat spesiaal gaan wees aan die wynproe? Of mag ons dit nog op ys? Mag ons dit nie uitdeel nie? Nee, want ons kan maar gesels. So kyk, ek dink die lekker is dat dit so 'n informele konsert, kuier, wynproe, eet,
alles in een is. Bietjie kuns en kultuur daarin gedruk. Ja, kyk, want ek moet alles doen, hè. Ek moet die kos maak. O ja. Ek moet seker die wyn bedien ook. Uit die hart van die saak. En Gerrit Zoelg van Windhoek gaan my daarom help met die wyne. Maar dan moet ek nog sing ook nou tussendeur, né? So en is lekker intiem. Op my huis se stoep, lekker daar in Forest Smith. Soos jy kom kuier by my huis. Dis nice. En ons drink wyn en ons lag. Lekker en ons intiem. proe die kos daarmee saam. Ek kom al jare saam met die oude kraal en kyk, hulle is baie goed met food and wine pairings. En die experience van dit. Nie net wyn te drink nie, maar om te proe, wys en hierdie te wyn ruik en hierdie vleis akkommodeer gaan mekaar hulle saam. mooi. Ja. Maak hulle mooi. Is daar 'n taste explosion in jou mond? Is so lekker. Mense moet kyk na die lekker dinge in die lewe. Dit is nie net alles net bland nie. Daar's magic. En daar is baie aktiwiteite wat gebeur tussen die voelkyk, tussen die koffieproe, tussen die wynproe, tussen die watter van hierdie sien jy die meeste na uit? Ja, nou almal. Nou almal. Ja, want dit is so 'n close community. Almal pas in. Almal ondersteun mekaar. Almal is daar vir mekaar. So just like it. So ons gaan by almal se verskillende huise kuier. Dit alles gebeur half hier in Van Riebeekstraat. En dis alles bymekaar. So dit is soos van een huis na die volgende huis. Ja, jy stap net in die straat op en dan Jan Groentjie en Silver Olyf, Jacobus hulle se plek is in die beginpunt van die straat, is naby aan die lokomotief. Dan Groentjie, Silver Olyf en dan is Van Riebeekstraat en dan aan die einde van die straat is ons huis op die punt. So alles gebeur in daai omgewing, in daai straat, op en af. As jy wyn wil hê, kom jy na my toe. As jy die whisky is by Jan Groentjie, koffie en dan is daar nog 'n biertent ook en die stadsaal is net daar en daar is 'n kunsroete, die Art Found route wat jy deur die dorp kan stap en al die kuns ek kyk. uitsien. Dis die een waarna ek uitsien. En dan daar's dan nog hy Lionel Kat Klaas ook met Lizzie wat sy gaan doen. So daar's baie aktiwiteite vir kinders goed. En vir die volwassenes ook. So en hy drummability, ek sien jou hande wil nou al klaar bietjie drummetjies slaan. Ja, saam met Jaco Spies, ek sien uit, ek het hom ook nou binnekort in 'n pot gooi. Ek brand om met die man ook te gesels. Ja, lekker ou. Wat sou jy sê, Mario, is die verskil in feesgevoel tussen die spoorfees en ander feeste? Wat maak hom uitstaan? Kyk, hy's klein. En is klein, is vars, dis intiem. Jy kom kuier by die huis. Jy kom kuier by iemand by die huis en jy kom raak rustig daar en jy geniet net die dorp. En jy lag en jy kom ontspan net. Jy kan doen net wat jy wil. Jy gaan net 'n lekker rustige wegbreek hê met kwaliteit aktiwiteite. Lekker goed. En en soos ek gesê daai lokomotief, die treinspoor eintlik half 'n bietjie aanreël wat daar sulke goed nog bestaan en laat mense na dit kyk en dit ontwikkel. So ek dink die fees het baie potensiaal, gaan baie groei, maar is daar baie harde werk om so iets van die vloer af te kry. Dis reg. So Jacobus en Lizzie doen regtig great werk met dit. Dis ook daarom nie die eerste spoorfees wat hulle hou nie. Hulle weet daarom om die wiskunde mekaar te slaan. Hulle doen maar hy raak groter, nê. Ja, hy doen. Hy raak groter en is meer dingetjies, meer geld en ja, lekker. Mario, as ons net vir so 'n oombliekie wegbreek van die spoorfees af en ons praat bietjie meer nader by die huis. Jy is nou betrokke by die spoorfees, maar in jou eie hoedanigheid is jy 'n musikant ook. En dit dan nou gesê, as ek bietjie praat oor jou musiekstyl en jou skryf, ek brand om te weet. Van waar jy begin het tot waar jy nou is. Hoe ervaar jy het jy jou styl verander in hierdie tydperk? So 'n bietjie ken jou kunstenaar insit. Ja, waar ek begin het, nee, ek het in Stad 7 begin. Ek ekskuus tog. Jy sê nou van skryf en so. Die Here het vir my baie talente gegee, maar skryf was nie een van hulle nie of ek het dit dalk net nie explore nie. Jy was agter in die ry en toe jy voor in die boks kom toe sy leeg. Ja. So maar so gee die Here weer vir mense ander mense wat daai talente het wat jy dit kan kombineer en saamwerk. So dit is vir my lekker om saam met Arno de Wet te werk wat hy het nou die meeste van ons liedjies wat op YouTube is hierdie laaste paar jare het hy geskryf. Jy het mooi video's hoor. Baie dankie, baie dankie. Kyk, ek wil altyd, ek het nie baie daar buite nie, maar ek wil goed doen wat kwaliteit is. Wat mooi is en waaroor ek trots is. Ek wil nie sommer net 'n ding opneem en
sing en 'n video maak om dit te doen nie. Daar moet 'n bietjie klas en styl aan wees en 'n bietjie dieper betekenis en so ek dink alles van my yes. Ja. Ek dink en ek hoop dit is so en dit klink nie soos iemand anders se goed nie. Dit is in 'n eie styl, so ja, dit is vir my baie lekker. So oor die jare as jy nou terugkyk na jou loopbaan en jy kry sulke flashbacks van geleenthede waar jy was en waar jy opgetree het. Is daar spesifieke hoogtepunte wat vir jou uitstaan? Iets wat jy met ons kan deel daarso? Ja, daarso is baie, maar ek dink die jaar wat ek in Mallorca gesing het. Ek het in 'n groep gesing daar, op die eiland vir 6 maande. En ons het 'n Il Divo tribute gedoen. En moeilike tye gewees. Ja. Emosioneel, want kyk net jou instrument is aan jou gekoppel. Dis jy. Dis nie net wat jy 'n gitaar daar buite speel of so nie, jy is die instrument. Dis reg, ja. Soos jy deur moeilike emosionele tye en goed gaan dit affekteer jou. En ons het in daai tyd 150 shows in 6 maande gedoen. So Wanneer het jy geslaap? Nee, wat jy slaap in die dag. Jou dag en nag ruil om. Ja, want op die eiland is dit jy begin eers met jou show 10:00 in die aand. Soos ek 1:00, 2:00 in die oggend by die huis gekom het, dan het ek gaan draf op die promenade, gaan swem in die see en dan slaap jy die volgende dag tot 12:00 toe en dan die aand hou jy weer konsert, maar ek het in daai tyd geleer om deur alles jou ding te doen. Maak nie saak wat jy moet sing. Ja, jy druk deur. Jy kan daar is nie, soos in the show must go on. So ja, of jy nou siek is of nie, ek dink ek was 2 keer wat ek regtig nie kon sing nie in daai tyd, maar ja, baie gegroei uit dit uit. En elke aand groot shows gehad, 500 mense plus. So dit was great, dit was great, ja. Hoogtepunt wat daar uitstaan, bucket list complete. Ja. Nou jou musiek het nou sal nie sê dikwels nie, jou musiek het sterk emosie in hom. En hoe belangrik is dit vir jou dat jou luisteraars, jou volgmense, wat is die regte term nou, jou volgelinge klink vir my so lelik. Dis nie regte. Dit is seker ek weet following, is die beter Engelse benaming daarvoor. Hoe belangrik is dit vir jou om die mense se harte aan te raak deur die musiek wat jy maak? Dit is vir my baie belangrik want so ek jou sê jou instrumente is aan jou gekoppel en dit wat jy doen moet real wees. Ja. En ja, mense is nie stupid nie hoor. Hulle weet wanneer iets real is en wanneer dit fake is. So ja, ek gaan altyd vir authenticiteit. Dis reg. Ja. Die Afrikaanse woord onglip my nou, maar heeltemal. Ja. Maar ja, so ek dink met whatever jy doen, as jy dit met passie en met hart doen en jy vereenselwig al het jy dit dalk nie self geskryf of so nie of jy vertolk 'n ou lied. Die emosie en die passie wat jy daarin sit is eg. Dis reg. Yes. En dis nie 'n copycat van iets anders nie. Ja. Voor ons oorbeweeg na Beloofde Land toe. Vertel vir my eers, as jy die verhoog benader, het jy 'n geheime ritueel wat jy moet doen anders te gaan hierdie show nie reg verloop nie? Nee. Het jy nie 'n geheime ritueel? Nee, wat? Nee, ek dink opwarming is baie belangrik. Veral soos in die shows wat ons in Mallorca gedoen het. Il Divo so goed was moeilik en ek het die opera parte gehad, basically wat ek gesing het van daai. So opwarming was regtig baie belangrik vir dit waar mense bietjie blasé raak op 'n stadium met dit. Dat jy nie opwarm voor 'n show nie en jy dink jy gaan sommer daai note nou net so slaan. So nee, jy moet opwarm. En 'n ding ook van daar af terug hiernatoe, daar was die humiditeit soos in 96%. Dis baie hoog. En toe ek hier kom, dis dit soos in 12. Dis dit soos in wat gaan aan? Ek kry nie die note nie. Dinge is net nie lekker nie. Ek het so oorlees as keelspesialis toe gegaan sê ek hoor hierso kyk 'n bietjie het ek poliepe of iets op my stem. En toe sê hy nee, jy bly net in die slegste plek in die wêreld vir 'n sanger om te bly. Met die stof en alles hierso die styfmeel en goed in die lug as die boere ploeg en al daai dis nie goed vir sangers nie. Ek kan hoor vanoggend is ek klaar. Ek hoor jy so bietjie sniffel is en bietjie styf hierso bo.
Maar dis nou nie nuus vir my. Ek het nie geweet die Vrystaat is nie ideaal vir dit nie en tog het ons die droogte en alles is nie goed vir sangers. Ons het sulke briljante sangers wat hulle ontstaan gemaak het uit die Vrystaat. Ek dink nou sommer aan Robbie Wessels wat ook uit die Vrystaat uitkom. Ja, dis vreemd, nê? Ja. Dis vreemd. Maar you do what you gotta do, nee, as dit in jou in is, moet dit uit. En dan natuurlik baie opgewondenheid oor jou nuwe snit wat jy uitgebring het, Beloofde Land en ekskuus man. My korttermyn Suzan Eisel. Ek gaan dit nog so 3 keer verkeerd kry, maar dan sal ek kom hê, ek beloof. Hoe het hierdie samewerking tussen die twee van julle tot ontstaan gekom? Want ek love my eie hoedanigheid 'n lekker stukkie collab, man, altyd. Suzan, ons is al baie lank vriende en sy wou altyd gehad het ek moet haar agent wees, maar ek is in die korporatiewe wêreld ook en jy dra das ook. En toe dis ek altyd nee, Suzan, ek kan nie, ek het nie tyd nie. Ek kom nie eens by my eie goed uit nie. En toe ek na Mallorca toe is en ek kom terug en toe sê sy nee, maar jy het nie meer verskoning. Toe sê ek hoor sy maar kom ons begin sommer 'n besigheid. Ons begin 'n ding saam en toe dit daar so begin. Ons het Phoenix Artist Management Company begin. En COVID het ons toe nou 'n bietjie gebreek wat dit wat dit aanbetref, maar ons gaan nog steeds aan. So Caroline Grace is een van ons kunstenaars en so ons is net klein en eksklusief en ons het 'n groep saam met Tabo Hlongwane, ek en Suzan en Tabo, Eclectic. Wat is so 'n bietjie iets van alles ook sing en 'n bietjie Afrika klank inbring. En dan sing ek en Tabo en Jacobus ook saam in 'n groep, Taru. Yes. Nommer 3. Dis 3 mooi simboliek daarin raak. Ja. So kyk daar is dit iets aan 3 man stemme hoor. Saam dit maak net 'n lekker vibe. Dink aan Pavarotti, hulle dan by opera spanne, dit 4 tenors. Ek bedoel 3 is 'n mooi getal in die wêreld. Ja. Wat beteken die liedjie Beloofde Land en wat wil julle graag oordra met hierdie liedjie? Wat moet dit vir die mens beteken? Ja, Beloofde Land dink ek het 'n baie betekenis en jy kan dit jou eie ook maak want Beloofde Land verskil van mens tot mens. Jou beloofde land is anders as myne. So ek dink dit is 'n universele ding en dit is regtig 'n mooi lied uit die pen van Arno de Wet uit hierso. Ook het ander aand 'n funksie bygewoon wat 'n dokter gepraat het en sê die pennevrug. Die pennevrug, so die pennevrug van Arno de Wet se Beloofde Land. Hy het dit geskryf toe hy op skool was. En so 'n mooi lied wat ons in Tyknout gesing het. Saam met Stefan hulle. Saam met Stefan Buys hulle, ja. En toe het Arno heeltemal 'n nuwe verwerking vir hom gedoen. En toe het ek en hy hom aanvanklik opgeneem en toe sê ek vra ek vir hom of kan ek maar vir Suzan bysit. Dat hy 'n bietjie 'n ander spin kry. En daar is hy nou op YouTube. So gaan kyk na hom. Hy's daar by die Oude Kraal geskiet in die veld. Ongelooflike mooi veld. En die veld was so mooi daai dag toe ons geskiet het saam met die Bloemfontein Kinderkoor. Ons was eintlik bekommerd geweest met die weer, swaar weer wat so aangekom het. En toe ons daar in die veld is, toe sê ek soos in jy's like it, ons is in die Beloofde Land. Ons is en kyk hoe prentjie mooi is dit met hierdie wolke wat so aanrol. Yes. Hoe is dit om saam met haar in die ateljee te werk? Ag, Suzan is lieflik. Sy's 'n wonderlike mens. Baie goeie vriendin van my. Kyk, ons kan lekker beklei ook, né? In konflik is daar so. Ja, maar goeie verhoudings moet 'n mens so 'n bietjie skraap en kan, ja. So maar mens doen dit uit liefde vir mekaar, né? So maar die beklei of so, ag nee, is nie reg beklei nie. Is dit van tyd tot tyd het 'n mens mos nou maar emosies, hè? En ons sterkste dryfkrag. Ja. En Suzan, ongelooflike kunstenaar. Sy's amazingly talentvol. Kan enigiets net doen en sing na 'n gat sy. Daai hoë note, daai speel op die klavier en sy doen dit net so geweldig geseënd. Hierdie nuwe snit van julle. Hoe het jou luisteraars tot dusver toe op dit gereageer? Dis baie goed. Baie goed. Ons wil 'n bietjie meer views hê, so asseblief gaan kyk hom. Gaan volg hom en stuur hom vir al julle vriende asseblief.
Kom ons praat 'n bietjie oor dinge wat in die toekoms aankom. Jou toekoms en nuwe inspirerende dinge. Wat is daar iets waarna ons kan uitsien as jy op pad ateljee toe gaan jy op 'n gig, op 'n toer, op iets van daai aard gaan? Wat lê in julle wêreld en wag vir ons? Ag, daar is 'n paar geheime in die pipeline wat ek nou nog nie uit die mou kan laat nie, maar daar is 'n paar verwikkelinge en dinge wat gaan gebeur. Arno is geïnspireer om vir ons 'n nuwe lied te skryf, so hy is aan die gang, so daar gaan iets kom. Hy het reeds 'n ander verwerking vir ons gedoen saam met Anton Esterhuise. So hy is nou in verwerking by Jaco Besuidenhout. Hy is nou besig om te prut en te groei daar by hom. So ons weet nog self nie wat daar gaan uitkom nie. Maar dis die lekker van hierdie tipe van 'n ding is hoe dit groei. Ja. En hoe dit evolve. En dit word nie ryp gedruk nie. Yes. Dit uit 'n natuurlike vloei tot waar hy is. Ja. As met jou heeltemal. Kyk, gewoonlik dit vat baie lank van baie van ons liedere is opgeneem en dan het hy 'n jaar of 2 gelê en dan eers die video gemaak en dan eers gelaunch. So ek glo in timing. Jy weet wanneer die tyd vir 'n ding reg is. En dan gebeur dit. Ek's met jou. 'n Vriend van my sê altyd trust the process. Trust the process en dis nogals wat ek doen. Trust. So hier kom 'n droomvraag in. As jy jou eie fees kon geskep het en dit gemaak het presies na jou eie denkwyse en hoe dit moet wees. Gee vir ons 'n rooskleurige prentjie oor hoe hierdie fees sou gewees het. My genade. Hoekom doen jy dit aan my? Ja. Yes, like it. Dit's regtig 'n moeilike vraag vir my want daar's soveel wonderlike goed. Kyk, en kuns en kultuur daar buite ook, ja. Kuns en kultuur en daar's ongelooflike kunstenaars in ons land. Nie net sangers nie. Ja, skilder en teken, ja. En drama en al so yes, like it. Ek dink as mens die woordfees en die KAKNK en die vryfees en die spoorfees en almal kombineer en ja, en so 'n eie late gaan fees in mekaar slaan. Ietsie van Arno Carstens daarso het wat opgestel word, een van sy skilderye, 'n digstuk hierso van Koos Kombuis wat inwerk. Ek kan so iets sien. Amanda Strydom. Amanda Strydom, Connie de Villiers. Kyk, Amanda Strydom het net 'n manier om woorde half vir jou sigbaar te maak. Dit voel of jy daai woord kan vat as sy hom sing. En en dan sy doen magic. Ek sal daai magic elemente wil hê. Wat jy soos in dis gewone woord, maar kyk wat doen sy met hom. Ja, kyk wat kry sy uitgerig. Hy kry jy sien dit. As hy sê fiets, dan sien jy daai fiets. Ja, dink daai dieper dinge. Ek wil nie net 'n chommel show hê, ting. Daar moet substance wees. Daar moet 'n aanhang van die gehoor wees wat so in jou lippe hang en kan verstaan en kan ek kry daai gevoel, Mario. En ek hou ook soos Nathaniel, wat Nathaniel doen. Kyk, Nathaniel laat vir jou skater van die lag en in die volgende oomblik kry en alles in een, ja. In die volgende oomblik huil jy. En laat jou 'n bietjie dink. Dit 'n boodskap met 'n lag en 'n traan en so. Dit verryk jou op die einde van die dag, sal ek sê. Ja. Mario, terug na die spoorfees toe. As daar iets is wat jy vir iemand kan sê wat nog oorweeg om 'n spoorfees toe te kom, wat sal dit wees? Kom net, kom kyk, kom ervaar, kom proe, kom sien, kom geniet, kom loop in die stofstraat, skop jou voete uit. Kom raak earthed. Yes. Kom stap daarso en raak rustig en kom ervaar die beloofde land. Mooi gestel. Ja. En dan my slotvragie wat ek gewoonlik aan al my kunstenaars vra wat ek hierso so in die sitplek by my kry is. As daar een blokkie advies is wat jy kan gee aan 'n opkomende jong inspirerende individu en of groep wat nou hierdie ding gaan kyk om te sê, yes, maak so en dan gaan jy dalk 'n sukses van hierdie ding kan behaal. Wat sal daai een stukkie advies wees? Never quit. Hou net aan en aan. Almal se paadjie is anderste. En net aanhou. En jy het dit vroeër ook gesê, wees eg.
Yes. Wees eg. Wees eg. Ja. Opregtheid. Diep in 'n mens se hart. Met jou, Mario. Yes. Ek sien uit. 3de tot die 5de Oktober, Spoorfees, Forest Smith, plek om te wees, lekker eet, lekker kultuur, lekker dinge wat gaan gebeur, pret vir die kinders, staproetes waarna ek baie uitsien, plek om te wees. Man, ons sien uit vir hierdie hoor. Dit gaan great wees. Ons sien uit om julle daar te hê. Dit gaan great wees. Dit gaan great. Sterkte wat dit aanbetref en baie dankie. Stel die minute af, en dankie familie FM vir die werk wat julle vir plaaslike mense doen. Dit beteken baie regtig. Dankie. Baie dankie vir die mooi sê. Great. Dit was dan nou Mario later gaan. Hy is by die Spoorfees en ons brand vir die geleentheid om na vore te kom.